Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Vandag staan ons stil by Exodus 36. My tema is toegerus vir die werk. En ek lees vir jou vers 1. Bezaleel, Oholiab en al die ander persone vir wie die Here die kennis, verstand en vaardigheid gegee het om die werk by die tabernakel te doen, moet alles maak soos wat die Here gesê het. So God roep vir Bezaleel en vir Oholiab en 'n paar ander persone om die tabernakel te bou. Met die materiaal wat God aan hulle voorsien het, deur die volk wat hulle weer by die Egiptenare gekry het toe hulle uit Egipte bevry is, tydens die uittog, die Exodus. En hierdie manne was bekwaam geweest om met hulle hande sekere goed te maak en te skep. Dit was miskien vermoëns wat hulle by hulle voorouers geleer het, by hulle ouers geleer het, ambagte wat hulle geleer het en wat hulle verder ontwikkel het. Hulle het dalk natuurlike vermoëns gehad. In vandag se gedeelte is dit egter duidelik dat God aan hulle die kennis, die verstand en die vaardigheid gegee het om te doen waarvoor hy hulle geroep het. So God vat hierdie vermoëns wat hulle het en hy mandateer hulle en hy sê, ek het dit vir julle gegee, gebruik dit nou vir hierdie taak. In die vorige hoofstuk 35 vers 31, lees ons dat God se gees aan hierdie manne hulle vermoëns gegee het, of dat hy hulle gesalf het om hierdie vermoëns verder te vat as wat hulle in hulle eie krag sou kon doen. Die taak wat hulle hier moes aanpak, was dus nie bloot uit hulle eie vermoëns uit nie, maar God wat deur sy gees aan hulle die kennis en die vaardigheid en die verstand gee om te doen baie meer as wat hulle in hulle eie krag sou kon doen. God het ook vir my en vir jou toegerus deur sy Heilige Gees om te doen waarvoor hy ons roep. Deur hom kan ek baie meer doen as wat ek in my eie krag, my eie kennis, my eie vermoëns, my talente kan doen. Selfs hierdie goed wat ek het, hierdie talente, hierdie vermoëns, my ervaring, dit ook kom van God af. Maar hy stel my deur sy gees nog in staat om nog meer, nog bonatuurlik in staat om nog meer te doen as wat ek in my eie menslike krag kan doen. En dit geld nie net vir bedieningswerk nie, dit geld vir die onderwyser wat moet klas gee, die besigheidsman wat moet besigheid doen, die sportspersoon wat daar die Here moet verteenwoordig. So kan ons dit deurvat na elke area van die samelewing toe, waartoe God jou roep om hom te verteenwoordig en om daar met jou vermoëns, jou kennis, maar ook deur sy gees vir hom 'n impak te maak. En ek erken dit vandag en ek maak staat op God se gees in my om my te lei en om my te bekragtig. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U kan my vermoëns en kennis en ervaring lig tot op hoër hoogtes, tot eer van die Vader. Ek vertrou vandag op U daarvoor. Ek het dit nodig vandag. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou tot môre.